Goeiedag manne, dit is meneer Oukamp. Baie welkom by Landbouwetenskappe graad 12. Ons het nou gekyk in die vorige 2 lesse van hierdie week het ons gekyk na voorbeelde van kunsmatige voortplanting of kunsmatige paring, waar ons gekyk het spesifiek na kloning, sowel as embryo-oorplasing. En in die vorige week het ons bietjie gepraat oor KI, kunsmatige inseminasie en natuurlike paring. Nou dat ons klaar gekyk het na die verskillende vorme van paring op 'n plaas of spesifiek met plaasdiere, kan ons nou oorgaan na wat gebeur volgende. So nadat die diere nou gedek is of gepaar het, wat gebeur nou volgende? Hoe is die proses van nou af totdat ons nuwe individu kan kry? So jy kan jou handboek oopmaak op bladsy 173. Ons is besig met module 3 se eenheid 9 en ons gaan vandag spesifiek kyk na bevrugting, die proses van bevrugting en dan na dragtigheid. En voordat ons kom by bevrugting en dragtigheid, moet ons net eers weer kyk na die hele proses wat plaasvind tydens voortplanting. So die eerste stap, jy kan daar in die handboek volg, sê hulle is estrus. Dit is wanneer die dier op hitte kom of dan nou bronstig raak en ontvanklik raak die vroulike dier dan om te paar met die manlike dier. Die volgende stap is dan paring, waarna ons in die laaste paar video's gekyk het, en dan vind ovulasie plaas by stap 3. Ovulasie is die vrystel van die eierselletjie vanaf die graafse follikel wat op die ovarium sit. So as dit nou plaasgevind het, dit is ovulasie plaasgevind het, gaan die eierselletjie vrygestel word en kan dit dan versmelt met die spermselletjie. En by punt 4 sê hulle die spermatozoa se struktuur verander, met ander woorde die spermselletjie soos wat dit die eierselletjie bereik, gaan hierdie akrosoom gedeelte dan ensieme afskei, wat maak dat die kop van die spermselletjie die eierselletjie kan penetreer. En dan sê ons die proses van bevrugting by stap 5 vind dan plaas. Met ander woorde, die eierselletjie en die spermselletjie het saamgesmelt. Die volgende stap of die volgende gedeelte is dan by stap 6, dragtigheid. En daar kan jy sommer onderstreep, dit is die periode vanaf bevrugting tot en met geboorte. By 'n mens praat ons van swangerskap, maar by 'n dier praat ons dan van dragtigheid. En hulle sê vir jou daarso, die dragtigheidstydperk van diere wissel verskriklik, of kan baie wissel. Byvoorbeeld by varke is dit 3 maande, 3 weke en 3 dae, waar ons by beeste kyk na 9 maande, by skape 152 dae, met ander woorde 5 maande. So dit varieer dan tussen verskillende soorte diere. En dan die laaste proses is geboorte, wat ons dan ook noem parturisie, en dit in die laaste sinnetjie kan jy onderstreep is die proses van die uitwerping van die fetus en die placenta vanaf die uterus van die vroulike dier. Dit bring ons dan by die volgende gedeelte, waar ons gou moet kyk na 'n paar terme wat ons nou gebruik het. Die akrosoom, herinner ek jou, ons het gekyk daarna in die gedeelte toe ons gepraat het oor die manlike voortplantingsorgane. By die spermselletjie spesifiek is die membraanagtige kappie wat gevind word op die kop van die spermselletjie, wat ensieme bevat en produseer, wat die spermselletjie help om die eiersel te penetreer. So hierdie ensieme word vrygestel uit die akrosoom van die spermselletjie, en dit reageer met die buitenste laagie van die eiersel, wat dan toelaat dat die kop van die spermselletjie die eiersel kan penetreer. 'n Fetus is 'n ongebore dier in die latere stadiums van ontwikkeling, wat al die vernaamste herkenbare eienskappe van die volwasse dier besit. So ons sê, wanneer die eierselletjie en die spermselletjie saamsmelt, vorm dit 'n sigoot. Hierdie sigoot begin verdeel, en dan vorm dit 'n balletjie selle wat ons dan 'n embryo noem. En sodra hierdie embryo later ontwikkel, sodat ons verskillende organe en ledemate sien, soos wat die volwasse dier sal lyk, noem ons dit dan 'n fetus. En die fetus gaan op die ou ende dan uit die baarmoeder uitkom, tydens die proses van geboorte, en dan vir ons die jong klein dier gee. Dan 'n placenta. Wat is die placenta? Dit is 'n vliesagtige vaskulêre orgaan in die uterus van die dragtige dier, wat die fetus deur die navelstring voed en onderhou. Dit is die gedeelte van die uterus van die baarmoeder wat in kontak is, of wat dan tussen die fetus en die baarmoeder is. En die doel van die placenta is om dan kos te voorsien, voedselstowwe
ervog te voorsien aan die fetus. Ek wys sommer vir jou die bevrugtingsproses, hulle wys dit vir jou daar onderaan bladsy 173, wat dan plaasvind, ons sal dit nou woordelik op bladsy 174 dan beskryf. Hier is sommer net nog 'n voorbeeld vir jou, die spermselletjie wat in kontak kom met die buitenste laag van die eiersel, die akrosoom wat aan die voorste gedeelte van die kop van die spermselletjie is, reageer met hierdie buitenste laag van die eiersel as gevolg van die ensieme wat dit vrystel, wat dan toelaat dat die kop of hierdie gedeelte, die genetiese inligting van die spermselletjie in die eierselletjie dan inbeweeg, wat dit dan kan versmelt saam met die eiersel se nukleus of sy genetiese inligting om dan die nuwe individu of dan die sigoot te vorm. Jy kan in jou handboek merk, bo in bladsy 174, die proses wat aanleiding gee tot bevrugting. Paring vind gewoonlik voor ovulasie plaas. Jy onderstreep die gedeeltes wat ek vir jou wys op die slideshow, sodat die sperme in die fallopiusbuis aankom voordat die spermselletjies nog vrygestel, voordat die eierselletjies nog vrygestel word. So met ander woorde, paring vind plaas voor ovulasie. Dit is belangrik, want hierdie spermselletjies kan, sê hulle in jou handboek, 24 tot 48 uur oorleef binne in die vroulike dier om dan nog steeds bevrugting te laat plaasvind. Die akrosoomreaksie is 'n strukturele verandering van die spermkop wat ensieme vanaf die akrosoom vrystel en hierdie ensieme los dan die sellaag rondom die eierselletjies op en hulle noem daardie buitenste laagie van die eierselletjie die zona pellucida. So jy kan dit daar vir jou merk en aangesien 'n groot aantal ensieme benodig word om hierdie sellaag op te los, word 'n paar miljoen sperme benodig voordat bevrugting dan kan plaasvind. So 'n klomp van hierdie spermselletjies se akrosome stel dan hierdie ensieme vry, maar net een spermselletjie sal dan die eiersel binnendring. Sodra die membraan rondom die eiersel deurdringbaar is, penetreer die spermselletjie die eiersel en die eiersel word gewoonlik direk daarna ondeurdringbaar vir enige ander spermselletjie. Sodra een spermselletjie die eiersel gepenetreer het, sal die res van die spermselletjies nie die eiersel kan penetreer. Die stert van die suksesvolle spermatozoon of die spermselletjie breek af gedurende die penetrasie en die kop met die spermatozoon smelt saam met die selkern van die eierselletjie om 'n diploïde sigoot te vorm. Soos wat ons al gepraat het, diploïd beteken dit is die manlike en die vroulike genetiese inligting. Haploïd is die getal kromosome wat in die spermselletjie of die eierselletjie voorkom. En die sel wat gevorm is, sal gedurende dragtigheid verdeel en ontwikkel totdat dit as 'n nuwe dier dan gebore word. Dan die volgende gedeeltjie praat hulle oor meerlinge en trassies. 'n Meerling kan ons definieer as waar meer as een nakomeling uit 'n enkele geboorte, uit 'n enkele dragtigheid gebore dan word. So met ander woorde, 'n vark kan tot 17 kleintjies kry, 'n hond miskien 6, 'n skaap miskien 2 of 3, 'n koei net 1. So sy het 'n enkeling. 'n Koei het 'n enkeling gewoonlik. 'n Meerlinge is wat voorkom wanneer daar dan meer as een kleintjie in een dragtigheid gebore word. En hulle sê daar 'n vroulike dier kan meer as een eiersel vrystel wat dan apart bevrug word. So as meer as een eierselletjie vrygestel word, maar hulle word apart bevrug, dan kry ons nie identiese tweelinge. En hierdie vorm van tweelinge of meerlinge is algemeen in ons diereproduksie. Soos byvoorbeeld by varke of by skape, meer as een eiersel word vrygestel tydens ovulasie en word dan bevrug. Hierdie diere sal dan nie identies wees nie, met ander woorde, hulle gaan wel dieselfde pa en ma hê, maar hulle gaan nie dieselfde genetiese inligting besit. So met ander woorde, hulle gaan hulle eie potensiaal hê met hulle eie uitdrukking van genetiese inligting. Vroulike dier kan ook 'n enkele eierselletjie produseer wat deur 'n enkele spermselletjie bevrug word, maar wanneer hierdie sigoot dan verdeel dit om 2 embrio's te vorm. So tydens die eerste gedeelte, wanneer hierdie sigoot begin verdeel, sal dit dan 2 individue vorm. So is dieselfde eierselletjie, dieselfde spermselletjie, hulle het dan net verdeel. So hierdie 2 identiese embrio's vorm dan 'n identiese tweeling en sal dan presies dieselfde genetiese inligting bevat as beide van hulle.
Dan 'n trassie kan jy daarso merk, is 'n koei wat dragtig is met 'n nie-identiese tweeling, en dis spesifiek in koeie wat ons dit kry. In Engels praat hulle van 'n free marten. Jy kan ook die term gebruik, 'n free marten. En dan, wanneer hierdie verskalfie dan gebore word, het sy gewoonlik in kontak gekom met die bloed van die bulkalfie, en dan word sy gebore as 'n verskalf, maar sy behou nog steeds manlike eienskappe. So 'n double X verwys na die kromosoom wat ons later in die genetika hoofstuk sal sien in hierdie handboek. Die double X verwys na die kromosoom wat geslag dan bevat, of geslags eienskappe, en wanneer dit 'n double X is dit 'n vroulike dier, en wanneer dit 'n XY is dit 'n manlike dier. So hierdie dier besit dan double X sowel as XY komponente wat dan vroulike sowel as manlike komponente is. Dan gaan ons gou kyk na die stadiums van dragtigheid. Ons deel dit op as die eierselfase, die embrioniese fase en dan die fetusfase. As ons kyk eerstens hier na die eierselfase, jy kan hier sien in die linksbo, soos wat hierdie selletjies nou ontwikkel, linksbo het hy net verdeel om 2 selletjies te vorm, dan in die volgende gedeelte lyk dit of al 4 selletjies is, en daarna so meer hierdie embryo's dan selle verdeel, hoe groter sal die balletjie met selle dan nou raak. So hier kyk ons sommer, net nadat bevrugting plaasgevind het, begin hierdie selletjies dan verdeel, soos wat dit afbeweeg in die fallopiese buis, om dan ingeplant te word as 'n embryo in die endometrium, die binneste laagie van die baarmoeder of die uterus dan. Wys sommer net hier weer vir jou, aan die heel linkerkant sien ons dat die spermselletjie en die eierselletjie versmelt om 'n sigoot te vorm, en dan sodra hierdie selletjies begin verdeel, noem ons dit dan 'n embryo, en hierdie embryo verdeel dan in 'n 2, dan 'n 4, dan 'n 8, dan 'n 16 selfase. Ons praat dan by 'n 16 selfase as 'n morula, en wanneer die selletjies dan so verdeel dat dit later 'n balletjie selle vorm, wat dan begin hol raak in die binnekant, dan moes dit 'n blastocyst. Jy hoef dit wel nie al hierdie terme te ken nie, maak net seker jy leer die goedjies wat ek vir jou dan hier sê. In die eerste gedeelte kan ons daar by die eierselfase merk of onderstreep dat dit duur ongeveer 12 tot 14 dae, en die eierselfase strek vanaf bevrugting wat plaasgevind het, met ander woorde die versmelting van die eierselletjie en die spermselletjie, tot die inplanting van hierdie sigoot of dan die embryo in die uterus. So vanaf die selletjies begin verdeel, vanaf die versmelting plaasvind en die selletjies begin verdeel, totdat dit ingeplant is, vorm dit dan deel van die eierselfase. Dan sê hulle net daar later vir jou af, in die gedeelte, wanneer die bevrugte eierselletjie ontwikkel, is dit afhanklik van die dooier in die selfvoedingsstowwe, maar sodra dit die uterus bereik en dan ingeplant is, ontvang dit baarmoedermelk, wat dan glikogeenryke afskeidings is van die kliere in die uterus. En dit is net om voedingsstowwe te kry, sodat hierdie selletjies kan groei en vermeerder. Hierso wys hulle vir jou die embrioniese fase. So dan weet ons, is hierdie selletjies nou al ingeplant, of die embryo ingeplant in die uterus, en sal die selletjie dan nou verdeel, of hierdie klomp selletjies heeltyd verdeel, om dan 'n nuwe individu te begin vorm. Hulle sê daar, dit duur ongeveer 13 tot 45 dae. Tydens die embrioniese fase word die belangrike stelsels, weefsels en organe dan gedifferensieer en ontwikkel. Dan sê hulle vir jou, in die embrioniese fase gaan hierdie massaselletjies uit 3 primêre kiemlae bestaan. Wat die eerste een is die endoderm, wat die binneste gedeelte is, wat dan oorsprong sal gee aan die respiratoriese en spysverteringsstelsel en sekere kliere, wat dan nou jou longe en jou darms en jou maag en jou hele spysverteringsstelsel sal uitmaak. Die volgende laagie is die mesoderm, wat oorsprong gee aan die skelet, spiere, die urogenitale en sirkulatoriese stelsels, wat jou hart, jou skelet, die spiere en dan jou blaas sal uitmaak. En dan die ektoderm, wat dan die buitenste gedeelte is, sal dan oorsprong gee aan die vel, die sentrale senuweestelsel, wat jou senuweestelsel in die rugmerg, sowel as jou brein insluit, en dan die sensoriese organe.
Ek onderstreep net vir jou heel onderaan bladsy 175, dat wanneer die embrio byvoorbeeld ontwikkel, is dit in noue kontak met die koei se bloed, maar dit meng nooit nie. Die embrio ontvang voedingsstowwe en suurstof en raak ontslae van die afvalprodukte en koolstofdioksied deur middel van osmose en diffusie, en dit is in die bloedvate wat deur die naalstring beweeg om dan deur die placenta hierdie uitreiling dan plaas te vind tussen die vroulike dier, tussen die koei en haar embriootjie of dan nou die kalf wat besig is om te ontwikkel. Dan in die fetusfase is die volgende fase. Ek wys hom vir jou hier wanneer die dier dan 'n fetus begin raak. Op bladsy 176 heel bo aan kan jy sommer daarso merk. Ek wys hom net eers vir jou hier hoe die fetus lyk wat dan in die sak is. Dit duur 46 tot 282 dae. Die fetusfase begin wanneer die ontwikkelde embrio die kenmerkende struktuur van 'n soogdier aanneem en duur tot en met geboorte. Met ander woorde, sodra ons hierdie embrio kan sien, hy het organe en hy begin ledemate ontwikkel, hy begin lyk soos die dier wat hy gaan word, dan noem ons dit 'n fetus. En dan begin die fetusfase en dit eindig wanneer die dier dan gebore word. Hulle sê vir jou daar, dis baie belangrik hierdie, die binneste embrioniese membraan is die amnion en dit bevat amnionvloeistof. Met ander woorde, die sakkie waarin hierdie fetus voorkom is die amnion en die vloeistof waarin hierdie fetus dan oorleef is die amnionvloeistof. En wanneer 'n dier dan geboorte gee en ons sê al water het gebreek is dan wanneer die prop uit die serviks uitkom en hierdie amniotiese vloeistof uit die serviks na die buitekant van die dier se liggaam beweeg en dan sê ons die dier se water het gebars of die vrou se water het gebars en dan is die geboorteproses dan aan die gang gesit. En hierdie amnionvloeistof het spesifieke funksies wat jy daar moet onderstreep. Die eerste een is dit omring die embrio. Dit voorkom dat die embrio aan ander weefsel vasheg. So dit hou die embrio in hierdie vloeistof sodat dit nie aan die kante van die amnionsak dan byvoorbeeld sal vasheg of dan nou aan die uterus self sal vasheg nie. Die embrio word dan beskerm teen skokke en beserings en dit reguleer die temperatuur en voorkom dat hierdie embrio dan dehydreer of dan nou sonder vog raak. En tydens parturisie, tydens die proses van geboorte, dien hierdie amnionvloeistof dan as 'n smeermiddel wat die geslagskanaal smeer om dan hierdie geboorteproses te vergemaklik. Dan kan jy ook daarso net onder dit, uit daardie gedeelte moet jy weet wat die chorion is en wat die allantooi is. En die maklikste om dit te sien is om te kyk op die sketsie en te sien presies waar die chorion en die allantooi is. Hulle sê die buitenste embrioniese membraan is die chorion wat stewig aan die uteruswand vasgeheg is. So met ander woorde die sak, die amnionsak, die amnion membraan waarin die dier is, het verskillende lae en heel buitenste laagie wat dan aan die uterus reg is die chorion en die allantooi is tussen die chorion en die amnion. Ek wys sommer vir jou hier op hierdie sketsie, daar's 'n soortgelyke een onderaan bladsy 176 waar hulle vir jou die embrio wys, die naalstring gedeelte. Ek moet sommer vir jou so wys met my pointer. Hierdie is die embrio en dan hierdie vorm deel van die naalstring gedeelte en dan hierdie sakkie waarin hierdie dier dan nou is, noem ons die amnionsak en die chorion is die gedeelte wat dan vasheg aan die uteruswand en hierdie amnionholte of amnionsak is gevul met amnionvloeistof en dan die allantooi sal dan tussen die chorion en die amnionsak dan nou wees. Wys sommer vir jou hier hoe die ontwikkeling van die fetus dan nou plaasvind, soos wat dit deur die verskillende fases gaan. En hier wys ek vir jou sommer om dit mooi net bietjie beter te verstaan. Aan die linkerkant kan ons sien hierdie gedeelte is dan of hierdie is die B se placenta. Die heel middelste of die heel binneste gedeelte is die amnionsak en dan dit wat rondom die amnion is die allantooi. Dit bring ons dan by die laaste gedeelte. As jy kyk op bladsy 176, wys hulle vir jou 'n klomp sketse daar met 'n klomp terme. Net hierdie wat ek vir jou nou gegee het is belangrik. Jy hoef die res nie so seer deur te gaan nie.
op bladsy 176 heel onderaan, kyk net na daai sketsie, en daardie tabel 1 kan jy deurlees. Ek het niks daar gemerk, dit is sommer net 'n verduideliking van die prentjies, en dit is sommer net 'n opsomming van dit wat ons al reeds gedoen het. Dan op bladsy 177, die laaste gedeelte van hierdie eenheid, handel dan oor aborsie. Hulle sê daar, wat is die definisie van aborsie? Dit is wanneer dragtigheid beëindig word voordat die normale dragtigheidstydperk verstreke is. So met ander woorde, die fetus word uitgewerp uit die vroulike dier voordat hy reg is om tydens geboorte dan uitgewerp te word. So voordat geboorte plaasvind, as daar dan hierdie fetus dan uitkom, noem ons dit dan aborsie. En as ons kyk na die oorsake van aborsies, dan het ek sommer 'n paar hier vir jou gegee. Die eerste een is die infeksie van die uterus, seksueel oordraagbare siektes, siektes wat dan veral koors insluit, tekorte aan essensiële voedingsstowwe en hormonale wanbalans. En hierdie goed kan jy nou baie kyk, ons sal nog 'n paar net genoem, maar is dan baie belangrik om die dier tydens dragtigheid vry te hou van hierdie probleme. Ons moet gereeld inent teen siektes, sodat sy nie siek raak en 'n koors ontwikkel nie. Ons moet nie diere teel wat seksueel oordraagbare siektes bevat nie, ons moet hulle laat toets daarvoor, ons moet die diere goed voer, sodat daar nie hormonale wanbalanse of tekorte in essensiële voedingsstowwe dan nou is nie. Daar kan ook abnormaliteite van die sperm of eierselletjies wees, genetiese abnormaliteite, stresvolle omstandighede, dit kan ek weer eens as boer, as deel van my bestuur, beheer tot 'n groot mate, gifstowwe, beserings, weidings met hoë vlakke van estrogen. Merk vir jou daar, ek het so ten minste die eerste 7 of 8 punte gemerk. Merk vir jou sommer so daar 'n paar oorsake van aborsie. Dan is daar 'n paar terme wat jy net vir my moet neerskryf asseblief, wat hulle nog nie vir jou daar in die handboek gee nie, maar hulle kan dit vir jou vra. Die eerste een is mummifikasie. Dit is wanneer die fetus afsterf nadat die harde skelet en vel klaar gevorm het, en dit word dikwels nie uitgewerp nie. So dit bly in die baarmoeder en die moeder se liggaam neem die fetus se vloeistowwe op en die fetus droog uit en word hard en vorm dan spesifiek of hierdie mammie. Ek gaan vir jou 'n foto daarvan wys. So hierdie kalf sal dan vir baie maande nog in die koei agterbly. Dit gebeur as die kalfie dan of die fetus dan gevrek het, hy doodgegaan om een of ander rede, maar hy word nie geaborteer nie, dit word nie uitgewerp uit die baarmoeder nie. So die dier dink dan nog steeds sy's dragtig en dan later gaan sy agterkom sy's nie dragtig nie. Sy gaan weer op buite begin kom, maar hierdie mammie bly dan nou oor in die baarmoeder van die dier en dit gebeur as gevolg van die vog wat die vroulike dier dan absorbeer uit die fetus uit, wat hom dan so verhard en dan so uitdroog. Die volgende een is macerasie. Dis die regressie van die corpus luteum, maar aborsie vind dan nie plaas nie. So met ander woorde, die corpus luteum wat gevorm het, wat progesteroon afskei, raak dan onderontwikkeld of dit hou op om progesteroon af te skei tydens dragtigheid. So wat dan plaasvind, as progesteroon deur die corpus luteum nie afgeskei word nie, gaan dragtigheid stop. So die dier gaan weer op hitte begin kom. Sy gaan dan dink en haar liggaam gaan vir haar sê sy is nie meer dragtig nie. En wat dan gebeur tydens macerasie is hierdie fetus wat dan in die liggaam is, word dan nie uitgewerp nie. Dit word dan nie geaborteer. En dan raak dit so 'n pap vloeistofagtige besigheid en dit begin opbreek. En as 'n veearts dit dan oopsny of as ons dan in die dier se uterus gaan kyk, gaan dit so 'n vrot bol selle en beendere wees. Hier wys hulle vir jou waar 'n veearts dit oopgesny het en dan aan die regterkant kan jy sien uit die baarmoeder uitgehaal is hierdie stukkies bene en papvloeistof wat dan eens op 'n tyd die fetus was. En die laaste enetjie wat ek vir jou wil wys is 'n prolaps. 'n Prolaps is wat ons kry wanneer die baarmoeder van die dier uit die dier uitgedruk word of uitkom. Ons kry dit baie keer direk na geboorte, maar ons kry ook 'n prolaps, kan ons ook kry wanneer die dier dalk aborteer. Sy het dalk haar fetus afgegooi en dan druk sy haar uterus uit. Ons kry ook 'n prolaps van die rectum. Met
Met ander woorde die rectum gedeelte, die gedeelte net binnekant van die anus, druk dan ook uit, maar dit is gewoonlik as gevolg van ander oorsake. Hierdie spesifiek sal dan 'n tipe voortplantingsprobleem wees. Wat ons doen met so 'n dier, as hy haar uterus uitgedruk het of haar uterus 'n prolaps gevorm het, dan kan ons, as ons dit vroeg genoeg sien en ons nog bloed in die uterus, kan ons met 'n warm water en baie versigtig die dier vashou en die uterus dan terugdruk. Maar baie kere as dit een keer gebeur het, sal dit weer gebeur. So as so 'n koei byvoorbeeld 'n prolaps gehad het, sal ons haar dan verkoop en as ons sien sy begin 'n prolaps maak, maar sy het nog nie geaborteer nie, dan sal ons wag totdat sy klaar gekalf het en haar dan verkoop of slag, sodat ons dan nie weer met haar voortplant of dan nou gebruik in die kudde nie. Dit bring ons dan by die einde van eenheid 9, die gedeelte oor bevrugting en dragtigheid. In die volgende eenheid gaan ons praat oor geboorte of dan parturisie, die kalwingsproses, maar dis dan nou eers die einde van hierdie les. Baie dankie.